Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Dit is stilwordtyd rondom die Here se woord, hier by Uit die Woord Digitaal, en my bede is dat die Here vandag met elkeen van ons sal praat deur sy woord en gees. Ek is Dominee Adrian Swart. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Wanneer die ure aanstap. En ons is vandag by deel 3. Wat doen jy met die tyd wat God jou gee? Ons skriflesing is Efesiërs 5, vers 15 tot 16. Pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Tyd is een van die kosbaarste gawes wat God ons kan gee, geliefdes. Geld wat jy verloor, kan jy dalk weer verdien. Besittings wat breek, kan vervang word. Maar 'n uur wat verby is, kom nooit weer terug nie. Daarom is die vraag vandag nie net, hoeveel tyd het ek nog nie? Maar die belangrikste vraag is, wat doen ek met die tyd wat God my gee? Paulus sê in Efesiërs 5 vers 16, koop die tyd uit. Met ander woorde, gebruik die geleenthede wat God jou gee. Moenie jou lewe se tyd vermors nie. Leef doelbewus vir die Here. Ons staan vandag stil by 3 punte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende. Jou tyd behoort aan God. Ons praat maklik van my tyd. Ons sê, ek het nie tyd nie, of ek sal dit doen wanneer ek tyd kry. Maar die Bybel herinner ons daaraan, dat ons hele lewe aan God behoort. Elke nuwe dag is 'n gawe uit sy hand. Elke asemteug, elke uur en elke geleentheid ontvang ons van hom. Jy weet nie hoeveel dae vir jou bestem is hier op aarde nie. Daarom moet jy nie leef asof môre vanselfsprekend is nie. Die vraag vandag is dus, Here, hoe wil U hê moet ek vandag lewe? God gee jou vandag tyd om hom te dien, om sy woord te lees, om te bid, om iemand lief te hê, om iemand te vergewe, om iemand te bemoedig en om van Christus te getuig. Jou tyd is nie net iets wat jy moet deurbring nie. Dit is iets wat jy tot eer van God moet gebruik. Ons tweede punt. Wees versigtig waarvoor jy jou tyd gee. Paulus sê in ons teks, pas dan op dat jy nougeset wandel. Dit beteken dat 'n Christen nie onnadenkend deur die lewe behoort te gaan nie. Ons moet bewustelik kyk waarheen ons lewe op pad is. Daar is vandag soveel dinge wat ons tyd steel. Ons kan ure op selfone deurbring, deur sosiale media blaai, televisie kyk, ons oor onbenullige dinge bekommer, of besig wees met dinge wat uiteindelik geen ewigheidswaarde het nie. Nie alles waarmee ek en jy elke dag besig is noodwendig verkeerd nie. Maar ons moet vra, is dit die beste gebruik van die tyd wat God my gegee het? Hoeveel tyd gee ek en jy aan God se woord? Hoeveel tyd gee ons aan gebed? Hoeveel tyd gee ek aan my gesin? Hoeveel tyd gee ek aan mense wat my nodig het? Ons sê dikwels, ek het nie tyd nie. Maar baie keer is die waarheid eerder, ek het my tyd aan iets anders gegee. Ons derde punt vir vandag. Gebruik vandag vir dinge wat ewigheidswaarde het. Paulus sê, koop die tyd uit. Daar is dinge wat ons vandag doen, wat môre vergete sal wees. Maar daar is ook dinge wat ewigheidswaarde het. Wanneer jy iemand na Christus wys, het dit ewigheidswaarde. Wanneer jy vir jou kinders van die Here leer, het dit ewigheidswaarde.
Wanneer jy iemand vergewe, liefde bewys, vir iemand bid, of getrou die Here dien, gebruik jy jou tyd vir iets wat verder strek as net hierdie lewe. Jesus Christus het sy aardse lewe volmaak gebruik om die wil van sy Vader te doen. Hy het uiteindelik na die kruis gegaan en sy lewe gegee sodat sondaars gered kan word. Daarom leef ons nie om ons eie klein koninkrykies te bou nie. Ons leef vir Christus en sy koninkryk. Broeder en suster, die horlosie staan nie stil nie. Die ure stap aan. Die dae gaan verby. Die lewe beweeg na die ewigheid. Daarom is die vraag vandag: wat doen jy met die tyd wat God jou gee? Moenie wag totdat jy eendag meer tyd het om die Here te dien nie. Moenie wag vir 'n beter geleentheid om reg te maak wat verkeerd is nie. Moenie wag om vir iemand te sê dat jy omgee nie. Gebruik vandag, want vandag is die dag wat God in sy genade aan jou gegee het. Koop die tyd uit, leef vir Christus en gebruik elke dag tot eer van God. Kom ons bid saam. Baie dankie troue God en Hemelse Vader vir hierdie kosbare boodskap vandag vanuit U woord. Ons loof U vir die tyd wat U ons vandag gee en vir 'n nuwe dag wat U aan ons lewens toevoeg. Laat ons vandag die tyd uitkoop en met wyse harte lewe tot U eer. Geef vir ons die krag en genade om altyd aan U gehoorsaam te wees en dinge te doen wat ewigheidswaarde het. In Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.